Verlede week met jy gepraat oor beleef God voor die deur toegaan. Goeie kommentaar ook gekry van die deur sal nie toegaan nie, moenie daai teologie met ons deel. Sies tog, kan maar net sê, Here help asseblief. Vandag die gebeure oor die wêreld, liewe aarde, dit gebeur nou elke minuut. Gisteraand baie bekommerd vir die wêreld. Donald Trump het 100% invoerkoste teen China aangestel en die mark het met $1.2 triljoen onmiddellik geval. Dit gaan effek hê wêreldwyd. Die geld, Bybels, is dit korrek? Geld gaan nie meer sy waarde hê nie. Interessante ding wat gebeur het van die Russiese vliegtuig wat hier in Appington geland het, baie dinge kan daar uitkom, daar's 'n bespiegeling, daar's baie wapens gewees, nie vir ons nie, natuurlik in die vyand se hand. Dit moet ook kom, Hosea waarsku ons teen hierdie dinge. Dan hulle het volgemaak op Lanseria, kos hulle 17 miljoen om die vliegtuig vol te maak. Nou ja, die verraaiers sit maar onder ons Afrikaners. Want vir daai ou onwettig om 'n vliegtuig vol te maak sonder dat iemand weet, God bly in beheer. Nou ja, die Russiese goed wat hier is, Rebecca Erlang het so jaar en 'n half terug, het sy 'n profetiese woord gehad oor hierdie Russiese soldate. Al hierdie goed wil by mekaar kom. Die tragedie is, die NG Kerk Arkon Park het gesluit. Een van die grootste kerke hier in ons omgewing. Die tragedie, die ander tragedie daar in Nelspruit, ek weet nie of dit hervormde kerk is nie. Daai slim dominee stuur tugbriewe uit vir die ouens wat nie in die kerk kom. Nou ja, as die ouens nie in die kerk kom nie en ek moet tugbriewe uitstuur, gaan ek net tugbriewe uitstuur. Die dominee moet iets gaan leer uit die Bybel uit. Moet hulle nie tug nie, vermaan hulle. Want God sê, die afval begin in my kerk. So om die ouene te wil gaan tug. Nou sê mense, ja, maar die dominee moet gaan huisbesoek doen. Die dominees gaan doen huisbesoek, omdat hulle kan hoor wat die gemeente aangaan. Hierdie ou is kinder van daai ou, dan kan die dominee preek oor wat die mense is kinder. Jy moet by God hoor. Dit is net so terloops. Groot sake, Jared Kushner pla my, hy is besig om te werk aan 'n vredesplan, jong man, groot bespiegelinge, almal sê, kan hy die antichrist wees? Ons weet nie. Gates en AI is besig met baie groot dinge. Ek sien hier by ons die 15 Oktober by ons banke, gaan hulle jou limiet wat jy kan trek, 'n limiet opset. Jy gaan nie meer trek wat jy kan en wil trek. Right, so dit gebeur nie daar ver nie, het gebeur hier. 15 Oktober het jy nie meer direkte toegang tot jou eie geld soos wat jy wil hê nie. Bybel is korrek. Gaan nie koop, gaan nie verkoop nie. AI kom, Swede is vol, alles. Die merk hardloop, Engeland hardloop, ouens. Ek noem hierdie goed is net, maar ek het 'n baie unieke woord vir vanmôre gekry. Netflix, liewe Vader, hulle daai ding is so siek, hulle kindertjies wat geslagsoperaties ondergaan, en dankie Here, miljoene mense het afgeklim daar. Stargate, Donald Trump het 'n Stargate begin toe hy in die Oval Office gekom het, 55 biljoen neergesit. Stargate is die merk, is alles goed wat 'n voorloper is vir die merk van die dier. Right, so die dinge is alles in die gang. Nou sê ouens, ja maar Trump het nie geweet wat hy doen nie. Lag maar net vir daai een. Die B-system is besig om in plek te kom. Baie scary ding. Trump is vandag in Israel. Is 24 uur in Israel. Okay. Trump het 'n ding gesê wat jou vanmôre met baie vinnig wakker skep. I am signing an everlasting peace. My Bybel sê, as hulle sê vrede, kyk op. So, wat wil ek vir jou sê? Is die wegraping nader? Ek voel hom aan my bas. Ek voel hom aan my bas.
Toe gister hier uit hierdie kerk uitgegaan het, na ek 'n awesome tyd met die Here gehad het, sê ek vir julle, die wegraping is nader as demmen in die vloek. Dis baie nader, moenie 'n fout maak. Maar ek gaan vir jou vertel wat jy en waar ek en jy moet wees as jy gaan saam. Anders gaan jy agterbly. Dit kan in die volgende paar dae gebeur, hoor. Ek is nie hysteries nie. Ek weet wat die Gees in my gees praat. Dit gee my groot vreugde, groot vrede. Alright. Natuurlik, hulle het hierdie ding geteken van Hamas, Israel. Fatale fout. Dat Israel met Hamas 'n ooreenkoms aangaan. Totaal teen die skrif. God het nie plek vir Hamas in Israel. Hulle gaan die helfte weer vir hom gee. Oor die 500,000 Hamas ouens teruggegaan na Hamas, na Gaza. En 'n bietjie kyk wat gebeur. Nou vra ek julle, wat is die groot show? Ons gaan hulle almal daar uitdryf, ons gaan die plek plat skiet. En Trump sê nou gaan ons vir hulle een van die beste stede bou. Jou 15 minutes city is besig om gebou te word. Jou 15 minutes city sê, jy gaan in 15 minute, jy gaan nie meer 'n kar hê nie, jy gaan nie meer 'n huis hê nie. En jy gaan gelukkig wees. 15 minute, dis wat jou area vir jou gaan gee. Jy gaan in 15 minute spasie, gaan jy beweeg. Die wêreldorde het klaar so wees. Dit kom. Hulle is besig om een in Durban te bou. 'n groter, is besig. Vrystaat. Pretoria. Wakker word. Wat 'n ding dink julle bou hulle hier skielik hier bokant van 'n Bylpad? Moenie my glo nie. Kyk na die tekens. Okay. Dan die son of Hamas. Weet jy nou of julle die ou al gesien het nie? Hy lyk soos 'n totale terroris. Want hy is een. Hy het gister op 'n nuuskonferensie gisteraand gesê, Hamas is besig om die hele wêreld te flous. Logika. So al die dinge wat gebeur het en die kindertjies wat so vreeslik dood is en hulle hardloop daar en almal skree Palestina, ouens, mag God jou bewaar. En net in jou is nie so onskillig. My opdrag, bid vir die vrede van Jerusalem, nie vir Israel nie. Okay. Tussen Trump en Netanyahu word die wêreld beheer. En Trump is besig om sy woord terug te gaan. Hy het gesê, hy weet nie van hierdie deal van Hamas nie. Hy weet nie of dit gaan hou nie. Maar hy het everlasting peace gesteken. En toe kry hy natuurlik nou nie die Nobelprys vir die vrede. Want hy sê hy het 8 oorloë het hy gestop. Maar hy hou uit die oog en hy verloor uit die oog. Putin is baie kwaad. Hier bokant by Nigeria maak die Christene word nou verskriklik doodgemaak. Dankie vir die ouens van ons land wat Woensdag opgeruk het. Skambele 8200. Ten minste het ons 'n verskil probeer maak. Wat het jy gedoen? Ek sê dit tot ons skande. Ek het gevra ons gaan bietjie hier kom by mekaar bid. 6, 8 van ons. Hartseer. Julle hoekom? Ons besef nie die erns van ons tyd. Ons besef het glad nie. Dan wil ek net voor ek by my boodskap kom en inkry wat ek van Amir Tsarfati gisteraand afgelaai. Lees dit gou vir jou. This Sabbath's prophetic reading couldn't be more timely. Across Israel and around the world, Jews will gather in synagogues to read Ezekiel 38. The prophecy of war of Gog from the land of Magog. The word of God makes it unmistakably clear. Israel will stand alone against a massive invading coalition. Donald Trump is op hierdie stadium besig om sy rug op Israel te draai.
Hy het vir Netanyahu gesê, julle skiet nie. Wat het Netanyahu gisterand gedoen? Hy het geskiet. Wie se beheer? As die groot moondheid sy rug op Israel draai, gaan Israel alleen staan. En nou kom hy, en hy sê verder, and when that moment comes, America, Israel's greatest ally, will either be unable or unwilling to come to her aid. That leaves only two possibilities. Either the rapture, glo jy in die wegraping? Glo my, ek glo in hom. Either the rapture, or a devastating internal collapse has brought the nation to its knees, or an isolationist president sits in the Oval Office. Looking at the current situation, both Trump in eensaamheid, die wegraping, die antichrist gaan geopenbaar word. Looking at the current situation, both are entirely valid and chillingly plausible scenarios. The first could unfold under the current president, the second under the one who now serves as his vice president. J.D. Vance. Kan ek net gou vir julle iets lees uit Jesegiel 38? Net 'n paar verse. Vers 10 sê, so sê die Here, in die dag sal daar gedagtes in jou hart opkom en jy sal 'n listige plan beraam. Dis wat nou besig is om te gebeur. Vers 11 sê, en sê, ek sal optrek teen die land. Luister, teen wie gaan ek optrek? Wat oop lê. Ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon, want almal woon sonder muur en geen grendel of poorte wat hulle het nie. Dis Israel se toestand. Vers 15. Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die noorde. Jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, en 'n groot menigte en 'n magtige leer. Vers 17, so sê die Here, is jy dit van wie ek in die voortyd gespreek het, deur my knegte die profete van Israel, wat in die dae geprofeteer het, jarelang, dat ek jou teen hulle sal laat aankom. Maar in die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here, sal my grimmigheid in my neus, die wegraping, die 7 jaar toren, is voor die deur. Okay. Genoeg politiek. Hierdie politiek wat ek met jou praat is Bybels. Vanmôre wil ek met jou praat oor transformasie. Nie hoe jy wil transformeer. God wil jou transformeer. Ek gaan jou 'n bietjie skok met 'n paar goed vanmôre. As jy God nie gaan toelaat om jou te transformeer nie, gaan jy die wegraping mis. Jy gaan 'n kans kry na dit. Ek glo dit met julle wese. Herlewing kom na die wegraping. Herlewing in Amerika, almal is in ekstase. Weet julle wat's besig? Die antichrist is besig met die grootste misleiding in Amerika. Daar's 'n vals herlewing in Amerika. Ek sien die een op hulle knieë lê, gebroke voor God, stikkend oor hulle sonde toestand. Maar ek sien ouens staan, duisende daar, en hulle babbels, en hulle blaas bubblegum, en hulle bab, en dis nou hierdie God. Dis nie my God nie. Daar's 'n vals herlewing, en die Here Jesus het gesê, die misleiding word al hoe groter. Wigglesworth sê 'n baie groot ding. Hy sê wat in jou binneste is wat uitkom. En as jy niks hier het nie, is jy leeg.
En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy leeg is, het jy nie die Heilige Gees nie. Dan is jy verlore. Hierdie preek wat ek vandag gekry het, ek het in hierdie week vir die Here gesê, kan ek waaragtig nog 'n preek, weet nie meer waaroor nie. En gister toe verras hy my. Is jy gereed? Om 'n boodskap te hoor wat jy dalk nie wil hoor nie. Jy weet, daar kom vir my 'n stuk uit die Bybel uit baie sterk na vore. Handelinge 4 is nie op my skrif en dit het net bygekom. Handelinge 4:31 sê, en toe hulle bymekaar was en hulle het begin bid, het die plek geskud en hy's gevul met die heerlikheid van die Here. Kerk, waar is ons erfenis? Waar is die Heilige Gees? Jy's nie welkom by ons nie, Heilige Gees. Hou jou plek, ek is besig met my eie planne. Ek doen wat ek nog wil doen. God kan jou nie transformeer nie. Hy gaan nie. Sonder sy Gees wat in beheer is, sal God jou nie kan transformeer. Die tragedie kom. 1 Samuel 4 sê hy, die heerlikheid van die Here het van Israel weggegaan. Is God se heerlikheid in jou? Is jy seker? Jy gaan God vanmôre toelaat om jou te transformeer. Nie jy nie. Nie jou slim planne nie. Nie wat jy wil doen nie, wat hy wil doen. Jesaja 6 kom. Hy sê vers 1. Hy sê, en in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen met 6 vlerke het gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, met 2 het hy gevlieg. Dis heilige God. Waar is the man upstairs, man? Hy's okay. Hy moet maar met my ook okay wees. Gaan ek hel toe, gaan ek nie hemel toe nie. So geraai. Ons het daai attitude. En die een het die ander toegeroep. Gesê heilig. Die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Het jy 'n heilige vrees toe jy instap vanmôre? En die deurposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Weet jy? Ons wil nie. Kom ons wees eerlik vanmôre. Ons wil hom nie sien nie. Ons wil nie hê sy dag moet kom nie. Ons wil nie hy moet ons huis toe vat nie. Ons het nog te veel dinge wat ons wil. Ons het nog te veel eie planne. Weet jy wat? Die tyd vir hierdie goed nie. Die tyd vir hierdie onderbreking nie. Maar dan kom die wonderlike een van die serafs het aan my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Is jy seker? Is jy seker jou sonde is versoen? Hoekom sukkel jy dan met sonde? As jou sonde nie versoen is met God, is jy nog in jou sonde. Jy hou vas aan dit. Jy doen dit. Jy's moedwillig. Want op jou tyd sal jy besluit. Jy gaan stop. Lekker challenge.
Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Wie sal vir ons gaan? Hier sê ek, Here. Hier sê ek. Ek sal gaan. Stuur my. Stuur my. Ouens, God se heerlikheid gaan jy toelaat dat hy jou transformeer soos hy wil, nie soos jy dink jy moet nie, as jy vir hom sal sê, ja, hoor wat hy vir jou doen. As jy vir God ja sê, transformeer my, dan sal God die volgende vir jou doen. Hy gaan jou oppositie verwyder. Hy gaan laat die Goliat deur jou, Dawid, verslaan word. Weet julle wat is ons probleem? Die Goliate word al hoe meer. En die Goliate word al hoe groter. En die sonde word al hoe groter. En die sonde word al hoe meer. Want die wêreld doen dit. Die wêreld doen dit. Ons het 3-4 jaar terug gepraat oor Dawid. Goliat. Wat was die uiteindelike wen van Dawid? Die kop afkap. Nie die kop hou nie. Nie jammer voel nie. Met hy ding afkap. Hy sal, as jy God toelaat om jou transformeer, sal hy jou deure toemaak, wat tot jou skade is. As jy God toelaat om jou te transformeer, gaan God mense uit jou lewe wegvat. Maar wie julle wat? Ons is te bang daarvoor. Wat sal mense nou sê? Ek vrek en ek teer op ander se goedkeuring. Jy is so sonder die Heilige Gees. My goedkeuring lê by God. Net by hom. En as jy God wil toelaat om jou te transformeer, moet jy God toelaat om daai mens te verwyder. Is ek Bybels of onbybels? Die Bybel, my Bybel leer my, as ek man, pa, vrou, kind, wat se ding ook al op hierdie aarde lief het, ook jou afgod, ook wat, is ek hom nie waardig nie. Klaar. As jy God toelaat om jou te transformeer, gaan hy jou behoeftes verander. Hy gaan jou nuwe seisoen bring, en hierdie maak my opgewonde. As jy God toelaat om jou te transformeer, gaan hy jou beperktheid wegvat. Kinders van die Here bly beperk. Hoekom? Wat 'n gees het ek dan? Ek het dan die gees van 'n onbeperkte God. Ek het dan die gees van 'n supernatural. O Here, die almens word net al hoe minder. Want jy sien, jy onderdruk daai gees. Want jy wil in beheer wees. Jy wil die dinge doen soos jy wil doen. Hy gaan jou besigheid seën. Ek hoor, ek luister 'n ou wat daar van Spanje praat. Baie bekende Maldonado, baie lief vir hom. Maar ek luister Vrydag aand om en ek hoor hoe spog hy oor wonderwerke wat 20 jaar terug gebeur het. Ek sê, maar dit werk ons nie meer. Wat vandag gebeur is nuut, is vars. Dit help nie om te ry op wat 20 jaar terug met jou gebeur het. Dit help nie om te bly vertel wie wat het met my 20 jaar. Ek wil weet wat het vandag met jou gebeur. Ek wil weet, het jy hierdie God van aangesig tot aangesig gesien? Het hy 'n nuwe ding in jou hart vandag vir jou? Hy kom ook, hy het ook daar 'n verhaal wat hy vertel van 20 jaar terug het hy voor groot stadiums gepreek. Kom nie meer nie. Ons sit met die realiteit, die afval het plaas begin vind in die kerke. Jy sien, God gaan jou behoeftes, jou beperktheid wegvat. Hy gaan vir jou nuwe seisoen gee. Hy gaan jou swaarmoedigheid wegvat. Hy gaan dit verander in vreugde. As jy God toelaat om jou te transformeer, gaan hy nuwe deure vir jou oopmaak. Ouens, geestelik altyd eerste. Kyk wat sê daar in 1 Konings. En Elia
die Tisbiet uit Tisbit in Gilead het vir Agab gesê, so waar is die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Ok, ons kry nie reën nie, ons kry so hier en daar bietjie reën, ek hoor hulle voorspel, baie reën volgende maand. Ek wil net so tussen in dit gooi. Hier kom 'n waarskuwing, daar gaan nie reën kom nie. Daar gaan nie oeste kom nie. Julle het gehoor van die mielies wat hulle klaar gemodify. Julle het gehoor wat die banke gedoen het. Waarmee is hulle nou besig? Julle het gehoor dat die banke nie meer geld gaan gee vir die boere nie, want ek het 'n boodskap uitgestuur. Ek hoop julle het saam gebid. Die boodskap wat ek gekry het van, weet nie wie se persone nie, is mense van Senwes. Die koöperasies wil nie meer die gewasse vat. Kwansys. Weet julle wat is die triek? Weet julle wat is die triek? Ouens, om hemelsnaam word wakker. Hulle gaan nie ons grond vat, net vat nie. Hulle gaan vir die banke sê, daai boer betaal nie sy grond, vat die grond. Aan wie behoor die banke? Aan die regering. Kan julle die triek sien? Hier praat Elia, 'n ding wat was kom weer, die Bybel sê so. Alright? Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg, draai jou na die ooste toe, steek jou weg, by die spruit van Krit, wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit jou spruit drink, uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. Alright? En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here, hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is, en die kraaie het vir hom, smorgens brood vleis gebring, saans brood vleis, en hy het water uit die spruit gedrink. Ok, hier's ek en jy vanmôre. Ons eet nog, ons drink. Hoe lank weet ek nie. Ok, die volgende vers. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog. Jy's dalk vandag in 'n woestynplek. Jy's dalk vandag in daai droë rivierbeddjie. Jy's dalk in daai droogte in jou gees en in jou siel. Jy het 'n maarte in jou siel. Jy het 'n maarte in jou gees. Hoekom? Jy wil God nie toelaat om jou te transformeer. Ons kry die voorbeeld. Daar's niks om te eet nie, daar's niks om te drink nie. Maar God kom altyd deur vir sy kinders. Vers 8. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar kyk. Daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee, om jou te onderhou. Jy sien, God vat jou uit een seisoen, in sy seisoen. Hoor wat ek sê, God vat jou in sy seisoen, wat hy wil voorsien. Die skok kom nog, wat ek in my gees ervaar het. As jy God toelaat om jou te transformeer, gaan hy mense verwyder, en jou besigheid gaan floreer. In jou besigheid, in jou werksplekke, moenie die dom ding doen, om ouens wat vir jou gewerk het en jou skade gedoen het, weer terug te bring. God het hulle met 'n doel weggevat. Maar jy sien, omdat jy nie toelaat dat God jou transformeer nie, dink jy is okay. Jy maak 'n fatale fout. Nie 'n lekker boodskap om te hoor vanmôre. Dit is amper klaar, ek beloof, maar ek kom by die beste. As God jou transformeer, is die belangrikste. Hy bring 'n nuwe level. Wat nuwe verhoudings en nuwe sukses in jou lewe bring. Hierdie is deel van 'n proses. Ek kom by die kern van hierdie ding. Moenie dink ek preek dat hy jou vanmôre hier gaan so suksesvol maak. Dis wat daai ou gepreek het op Vrydag aand. You know when you are true and you pay your tithing, God will make you all billionaires. En ek sê vir my vrou, is van die pad af. Want as ons almal vanmôre hier biljonêers moet wees, gaan 3/4 van ons nie in die kerk wees.
en die ander kwart van die ander kwart gaan terugval. Dan gaan hy geld op hulle self spandeer. Gaan hulle doodsuip. Feite, dis wat gebeur in die wêreld. Ouens, ons moet so fyn luister na wat die ouens sê en wat hulle voor groot gehore preek. Right. Die sukses wat God vir jou bring, is saam met hom. Oei, Here help. Dan verander jou en my visie. Ons kapasiteit verander. Ons roeping verander. Ons rolle verander. Daarom maak seker wie jy in jou lewe toelaat. Hou op om mense te probeer beïndruk. Hulle trek jou aandag af. Hulle vat jou af van God se plan af. As God mense uit jou lewe verwyder, wil God jou verhoog. Weet jy hoeveel mense is geestelik op 'n vrot plek, omdat die een nie die Here voluit dien nie. Of die man of die vrou, of die kinders vir daai matter. Maar jy wil geestelik op 'n plek kom, maar hierdie een is al ewig so vol flipping demone en duiwels. Jy kan nie. En my ou een skoonsussie vir wie ek baie lief was. So mooi die Here gedien, en op 'n stadium kom ek by haar, en sy staan met haar brandewyn in haar hand, en ek sê, why? Sy sê, how swaar if you can't beat him, Tony. En ek het haar begrawe. Moenie laat iemand jou aftrek. Moenie. Nobody is worth it. En nou kom ek by die kern van 'n stuk waarheid wat my diep getref het. Baie belangrik. Hoe hoër en hoe dieper ek en jy in God groei, hoe kleiner word jou vriendekring. Het ek ondervinding? Tuurlik. Tyd toe ek onbekeerd was, en ek sê dit met skaamte, het ek 'n huis gehad, ek het 'n kroeg gehad, meer drank gehad as wat baie borrelstore vandag is. Ek het by die regte ouens ook gewerk. Stellenbosch Farmers Wineries. Ek het vriende gehad. Julle is min. Maar die dag toe ek my hart vir die Here Jesus gee, het ek nie een nie. Dan kan God jou promote. So pas op sommer vir die ou wat so hard in die môre vir jou sê, hey, hallo broer! Die Bybel sê, pas op vir so ou. Ja, die Bybel waarsku ons. Pas op vir sulke mense. Jou vriendekring word kleiner, want jy is nie meer in tel nie. En dan, hoe meer aanhangers jy het, hoe minder heerskappy het God in jou lewe. Because I'm a people pleaser. Ek wil jou beïndruk. In die bediening is dit 'n baie gevaarlike ding. 'n baie groot gemeente gehad in Witbank. Ek het 'n aktiewe 1000 lidmate gehad, 15 jaar. En wow, die pastoor. En dank God ek kon wegstap. Want dis waar die meeste pastore val. Dis lekker, die aansien, die vriendekring. Pas op wie jy in jou kring toelaat. Johannes 10 vers 10 sê, die duiwel het gekom om te steel, verwoes en dood te maak. Ek wil dit verder vat. Jou vriende doen presies dieselfde. Judas werk 3 jaar saam met Jesus. Man, en hy sien wonders, en hy sien tekens, en hy steel natuurlik ook tussenin. Niemand van ons steel nie, nee, jy is eerlik met alles. En op 'n dag, kom sê hy, wees gegroet, Rabbi.
Wees gegroet, Rabbi. Jy sien wat die duiwel doen. Doen mense. Want mense word beheer deur die duiwel. Omdat jy nie toelaat dat God jou transformeer. Dan sê Jesus, maar ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Vraag is, gaan jy hom toelaat om jou te transformeer? So stop dan om mense te behaag. Laaste paar skriffies, 2 Tessalonisense 3, vers 1. Vaders, broeders, bid ons vir jy. Bid vir ons, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê, en verheerlik word net soos by julle. Kyk wat sê hy. En dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense. Hartseer, want die geloof is nie die deel van almal nie. Jy kan voorgee. Jy kan nie wees om jou man, jou vrou te beïndruk, of ten minste om hulle tevrede te stel. Maar die geloof is nie almal se nie. Al hoe jy vanmôre gaan seker is die geloof is jou, as jy God gaan toelaat om jou te transformeer. Al. Maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose mense ook. Dis hoekom sny maar uit die mense wat nie daar moet wees. Moenie geïntimideer word nie. Moenie laat ouens jou harass nie. Moenie laat ouens jou manipuleer nie. Die vieslikste gees op God se aarde. Dis wat die duiwel gemaak het. Dat 1/3 van die engele geval het. Hy het hulle gemanipuleer, julle sal dit doen soos ek sê julle sal dit. Hulle die prys betaal. As jy in 'n kring van 'n manipuleerder is, stap uit die kring uit. Elia dra sy droogte. Hy gaan deur daai hele ding, maar kyk wat is sy uiteinde. 2 Konings 2. Terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met een se wa van 4 met perde van 4, wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En hier kry ek gister vir my persoonlike openbaring. God sal jou deur hierdie donker tye vat, maar hy gaan jou huis toe vat. En ek het gister hier voor God gesit en gehuil en gesê, Here, kan dit gister wees? Ek wil huis toe gaan. Ek wil huis toe gaan. Weet julle wat gooi die Here in my gees? Jy, my kind, is veilig. Want so lief het ek jou, dat ek my seun vir jou gegee. Amen. En ek vra vir die Here, is ek okay as ek so voel dat ek gister kan wil doodgaan? En hy sê ja. Jy's op die beste plek. Want jy laat toe dat ek jou transformeer. Dat jy nie soos die wêreld meer dink. Operuit. Werk nie. Jou liefde vir my. Staan uit. Dis al wat moet saak maak vir jou en vir my vanmôre. Ouens, soos Moses se gesig geskyn het voor God. Dis my so uniek. As jy in die wêreld is en jy's tussen die wêreld, dan lyk jy half soos hulle. Ongelukkig, dis 'n realiteit. It rubs off. Hier in Checkers ingaan hier, en daar oor kan Magriet se winkel waar hulle werk, en jy sien hoe staan die hordes by daai borrelstore, en jy sien hoe kom hulle uit met daai kaste en kaste drank. Dan raak ek morbied. So kan ek anderster lyk. Ek probeer. Mag raak morbied. Maar wie was Moses se geheim? Sy aangesig het geskyn. Weet julle wat's die groter geheim? Hy was in God se teenwoordigheid. Weet julle wat's nog 'n groter geheim? Hy het hom gedistansieer van mense. Leer vanmôre 'n les. Mense gaan jou aftrek. Mense gaan jou blydskap steel.
Mense gaan jou vrede steel. Mense gaan jou heilig maak. Doen soos Moses. Bid meer. Kom meer in sy teenwoordigheid. Kom meer by sy voete uit. Alright, tweede laaste skrif. Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. En aan jou vrede gee. So wat steel jou vrede vanmôre? Die groot oorsaak. Niks anders dan nie. Duiwel werk deur mense. Daai skelm ou wat jou besigheid steel. Hy word beheer deur demone. God sê ek sal oor jou skyn en vir jou vrede gee. As jy nie vanmôre vrede het nie, ons gaan nou 'n liedjie sing. Ons gaan 'n liedjie sing en ek het dit vanmôre profeties doen. Daai liedjie sing waar Jesus is alles. En as jy vanmôre gaan nodig hê dat God jou gedagte wêreld, jou hart moet transformeer, het jy vanmôre die geleentheid om dit onvoorwaardelik te vat en joune te maak. Tweedens, die eerste een is 'n seën, die tweede een is 'n waarskuwing. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Hoor wat sê hy? Standvastig in die geloof. Omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Teestaan. So daai ou wat nie goed is vir my nie. Ek sny my vriendskap met jou. Sorry. Jy het 'n vreeslike vrot invloed op my lewe. Jy maak my depressief. Okay. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus. Nadat ons 'n kort rukkie by die spruit was. Julia, net 'n kort rukkie man. Net so bietjie. Ek gaan jou wegvat. Ek gaan jou dit wissel. Ek gaan vir jou die beste gee. Okay. Julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Wanneer gaan dit gebeur? In sy teenwoordigheid. Wat vir my sê hy kom ons haal? O, Here. Ek gaan saam. Ek sê net vir julle. Ek gaan verseker saam. Daai is die vermaaning en dan die laaste eeninge bemoedig. Jesaja 40 vers 29. Hy gee die vermoeide krag vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hoor wat sê hy? Ek dink net geestelik. Hulle vaar op. Hy kom sy bruid al. Hy kom nou die geheim hoor. Hulle vaar op. Met vleuels soos die arende hardloop word die moegie. Hulle wandel word nie mat nie. Die wat op die Here wag. En die laaste vers wat ek het is 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Right, nou wil ek 'n stelling maak. Julle weet ek gaan hom maak. Christus kom haal sy bruid. Ek gaan hierdie ding bietjie weier maak vanmôre. Sy bruid kan nie 'n vuil rok hê. Sy bruid kan nie 'n geskeurde rok hê.
Gister toe ek hierdie lied wat ons nou gaan sing, begin sing, toe breek die gees van die Here in my gees deur. Elke woord wat ek hier sing, sê die Here, hierdie is die bruid wat ek kom haal. Weet julle wat gaan gebeur? As jy God gaan toelaat, om dit en dit te transformeer. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Jy gaan onmiddellik genees word. Hy vat nie 'n siek bruid nie. Maar daar's nie siekte in die hemel nie. Hierdie is 'n challenge vanmôre. Hy gaan jou genees. Hy gaan jou volkome maak. Hy gaan jou volmaak maak. En die oomblik as hy daai transformasie gedoen het, gaan hy ons vat. God doen die werk. Ek en jy staan in sy pad. Ek wil hê net julle oë toe maak. Jy moet vir my daai liedjie opgooi asseblief. En ek wil hê julle moet hom luister en ek wil hê vanmôre as jy wil reageer op die woorde net van hierdie lied. Dan wil ek jou uitdaag, kom staan hier voor en vra God om jou te transformeer. Dat sy wil in jou lewe sal geskied. Ek hoop hulle gaan ons op YouTube toelaat met hierdie liedjie, maar as ons hom geluister het, Toby, kan jy hom kom sing, dankie hoor. Young Son of God, I believe he died and rose again. You know, as jy hierdie goed glo vanmôre, dan wil ek jou vra, kom gooi jou laste neer. Kom breek met dit, vra die Here om los te maak, dat hy die goed afruk, dat hy jou transformeer, dat jy die produk sal word, wat God vir jou instoor het. Gaan nie vir jou bid nie, gaan nie vir jou hande oplê nie. Jy moet hierdie saak vanmôre met die Here kom uitmaak. En as jy hierdie dinge glo wat in hierdie woorde, in hierdie liedjie staan, dan moet jy glo vanmôre, God kan alles doen. En hy sal jou gereed kry om ons huis toe te vat.